Ons skriflesing kom vanoggend uit Jesaja 58, verse 9 tot 14, maar ek gaan al 14 verse lees, want ons gaan 'n meer groter boodskap kan kry, of die boodskap gaan meer sin maak vir ons vanuit die preek. Maar kom, laat ons eers ons hoofde buig en die Here innooi wat alreeds hier is. Onse God, ons hemelse Vader, Vader van Abraham, Isak en Jakob, ja Here, U is vandag hier, U was daardie tyd daar. Ons nooi die Gees van die Here om deel te wees van ons erediens vanoggend, sodat hy vir ons die woord aanneemlik kan maak, sodat ons kan hoor wat hy wil sê, en nie Gerald Kamfer vanoggend hier nie, maar wat hoor wat Jesus Christus wil sê, vanuit die mond van Gerald Kamfer. Here, vergewe ons ons sondes, kom maak vir ons rein, Here, sodat ons gedagtes nie kan dwaal op wat ek wil kom sê nie, maar wat Jesus vanuit sy woord wil vir elkeen van ons wil sê. Kom seën hierdie woord, Here. Amen. Roep hard uit. Moenie terughou nie, verhef jou stem soos 'n ramshoring, maak aan my volk hulle oortredings bekend, aan die huis van Jakob hulle sonde. Vir my raadpleeg hulle dag na dag, kennis van my wee begeer hulle, soos 'n nasie wat geregtigheid uitleef en nie afwyk van sy God se beslissing nie, vra hulle my oor regverdige beslissings. Die nabyheid van God begeer hulle, waarom vas ons? Maar U sien dit nie raak nie, verootmoedig ons, maar U merk dit nie op nie. Kyk, op julle vasdag kry julle die kans vir besigheid en jaag julle al julle werknemers aan. Kyk, net om te toos en risie te maak, vas julle, en om genadeloos met julle vuis te slaan. Julle vas nie vandag om julle stemme in die hoogte te laat hoor nie. Is die vas wat ek verkies dan so? 'n dag van verootmoediging vir 'n mens, is dit om die hoof te buig soos 'n biesie en in sak en as te lê. Is dit wat julle vas noem? Is dit 'n dag wat die Here se goedkeuring wegdra? Is dit nie hierdie vas wat ek verkies dat julle die boeye van goddeloosheid moet losmaak, die stroppe van juk stikkend ruk, verdruktes vry wegstuur en elke juk breek? Is dit nie bedoel om vir die hongeres jou brood te breek, om aan die magteloses en die haweloses onderdak te bied nie? Wanneer jy iemand sien wat kaal is, moet jy hom bedek en jou nie afsydig hou van jou eie vlees en bloed nie. Dan sal jou lig deurbreek soos die oggendskemering en jy en jou herstel sal spoedig aanbreek. Jou geregtigheid sal jou vooruitloop, die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede dek. En dan ons teks van vandag, dan sal jy roep en die Here sal jou antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy juk uit jou midde verwyder, die vingerwysery en die verderflike gepraat, as jy hulle wat honger is, jou empatie laat ervaar, die mens wat verdruk word, versadig laat word, sal jou lig in die duisternis skyn. Jou donkerte sal soos 'n helder dag wees, die Here sal jou voortdurend lei. In dorplekke sal hy jou keel verkook, jou gebeente sal hy sterk maak. Jy sal soos 'n nat geleide tuin wees, soos 'n waterbron waarvan die water nie teleurstel nie. Sommige uit jou sal die oeroue pynhope herbou. Die fondamente van geslagte gelede sal jy weer oprig. Jy sal genoem word die een wat die bresse toebou, die een wat die paaie herstel, sodat mense daar kan woon. As jy jou voet terughou van die Sabbat, jou daarvan weerhou om te doen wat jy wil op my heilige dag en die Sabbat 'n vreugde noem, eerbied toon vir die wat heilig is vir die Here. Die dag eer deur nie te doen wat jy gewoonlik doen nie, deur nie geleentheid te vind om jou besigheid te doen en 'n sake transaksies te bespreek nie, dan sal jy jou vreugde vind by die Here. Ek sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde. Ek sal jou die erfenis van jou vader Jakob laat geniet. Ja, die mond van die Here
het dit gespreek. Geliefdes gemeente, hierdie teks het nie eers 'n preek nodig nie. Dis een van die tekste wat ek die maklikste vind om te kan oor praat, want my hart, en ek glo baie van ons, ek wil kan sê, dat elkeen van ons wat hier vandag sit, sy harte gaan oor barmhartigheid, liefde, om te kan gee vir die wat honger is, om 'n plan te maak vir die wat nie 'n huis oor hulle, 'n dak oor hulle kop het nie. Ons tema vanoggend is ware godsdiens, die vryheid van barmhartigheid. Geliefdes, Jesaja 58 as geheel spreek hierdie sondige aard van die Israeliete aan, en ons beweeg ook tussen na 'n toon van verlossing en redding. Jesaja word uitgebeeld as 'n geroep deur God om die Israeliete se oortredings en hulle daaropeenvolgende oordeel aan te spreek. Die Israeliete was 'n volk soos ons. Ons kom dien, ons gaan uit en ons gaan voort met ons lewens soos ons ingekom het. Hierdie boodskap van hoop het die vroeë Christene geboei wat die uiterlike vervulling daarvan in Jesus gesien het. Maar Jesaja 58 se kernfokus word voorgehou as 'n kragtige en hierdie relevante teks wat vra vir ware vroomheid en sosiale geregtigheid, barmhartigheid, splag net so my. Dit bespreek spesifiek die gepaste en die onvanpaste maniere aan van vas en van aanbidding. Jesaja spreek ook aan hierdie valse godsdiens. Hy vermaan die volk van God deur hierdie verskil aan te toon tussen hierdie ritueel uitvoerings wat ons doen wanneer ons kom aanbid. Die hoofstuk stel mense voor wat glo hulle vervul hulle pligte teenoor God hoofsaaklik deur vas. Maar hulle aksies is slegs oppervlakkig en hierdie rituele godsdienstige geit van hulle. So hierdie uiterlike godsdienstige praktyke gedryf deur hulle selfsugtige motiewe, hierdie trots beïndruk God nie. En daar is geen interne hartsverandering wat plaasvind in hierdie Israeliete nie. En so hierdie routine godsdiens wat ons doen word dan gesien as betekenloos, sonder waarde, sonder bekering. Maar wat is God se begeerte dan vir hierdie ware aanbidding? Hoe lyk God se ware aanbidding? Vas, hoewel 'n belangrike deel van aanbidding is selfsugtig en uit gewoonte beoefen, wat nie gelei het tot verbeterende behandeling van die armes en verdruktes nie. So God is minder besorg oor hierdie uiterlike aksies en meer oor hierdie motivering van ons harte. Kerk toe kom, gospel luister, liedjies sing, kerkraadsvergaderings bywoon. Dit is nie vir die Here belangrik nie. Dit wat hier binne in ons harte is, splag niet so my. Barmhartigheid, liefde. Ek dink dis die grootste gebod van ons Here Jesus Christus. Wees lief vir my, sê hy. Met alles wat jy het. Jou hele hart, met jou hele siel. Maar gelyk teenoor dit, moet ons naastes lief hê. En nie net ons naastes binne ons eie konteks nie. En ek praat met almal vandag daar buite in die wêreld. Want ons het hierdie liefde wat ons dink, dat ons het net nodig om lief te hê daar waar ons bly.
Maar wanneer ons aan hierdie straat afstap, Hoogstraat, my inkluis, en raak hierdie paramagtigheid, die splagniet so my raak dan nie vir daardie mense nie. Dit is net vir mense wie ek ken en wie my hart se begeertes en goed te najag, vir hulle kan ek help. En die Here sê dat dit is nie ware aanbidding nie. Jy kan die Here se naam hoeveel keer daar buitekant uit basyn. Jy kan hoeveel keer bid in jou binnekamer. Godsdiens, eerbied aan die Here, splagniet so my barmhartigheid, liefde, is nie kontekstueel soos die slim mense sou sê nie. Dit is so wanneer ek uitstap, en ek gaan tot by die taxi-rank, ek gaan tot aan Noordende, en ek sien daar is 'n oomie en 'n kind wat buitekant stap, en hulle is honger. En ons dink hierdie gedagtes van onsself, dat geestelik ek het gehelp. Hulle wil so wees soos wat hulle is, hulle leef soos wat hulle is. Sê die Here, splag niet so my Gerald, splag niet so my Jakes, splag niet so my NG Moedergemeente. Ons moet lief hê, ons moet gee vanuit ons harte. Ek vra altyd my die vraag, wat sou Jesus gedoen het? Ja, die Here doen iets wat ons nie sal doen nie. Hy sal iemand van die straat af gaan haal en vir hom gaan sê, is vir jou warm water, gaan bad jou en is vir jou bord kos en ja, is vir jou bed. Vandag se lewe is anders. Het is gevaarlik om dit te kan doen. Die Here sê vir ons, wanneer ons dit doen, die belofte van seën, die belofte van herstel, en hy praat hier met die volk van Israel, wanneer die volk waarlik berou het, en hulle boeie van goddeloosheid losmaak, beloof God seëninge en verlossing. Dit sluit in lig wat deur die duisternis breek, genesing en God se tasbare teenwoordigheid. Die beeldspraak wat gebruik word, sluit in lig breek deur soos die rooi dag, wat transformasie, openbaring, verlossing en genesing simboliseer. Geliefdes, die volk sal dan word soos 'n nat gemaakte tuin of 'n fontein wat nooit opdroog nie. Gemeente, ek wil praat so klein bietjie oor die Sabbat, nie eers eintlik praat, net ietsie lees. Hoewel liefdadigheid noodsaaklik is, beklemtoon Jesaja hier van vers 58:13 tot 14 ook die erns en die vreugde van die onderhouding van die Sabbat. Ons het so casual begin raak oor Sondag, oor Sabbat. Ons kom en ons gee hierdie uur van ons as die Sabbat. As ek sê ons, ek inkluis. Ek sluit my in. Ons sê, ons kom en ons gee hierdie uur en ons wy dit aan dit wat die Here belangrik ag. Die Here sê ons moenie, as ons hier uitgaan, net gou vinnig gaan kyk of daar nog 'n geldjie in my bankrekening is om iets anders te doen met iemand anders wat geld by my geleen het of iets soos daai nie. Jy gee dit wat jy het. Jy doen die goedheid. Gee om te gee, mag ons doen. Ons moet vrede, ons moet rus hê op 'n Sabbatdag. Ons kan nie kerk toe kom as ons huishulpe en bediendes nou reg staan agter die potte vir ons wat hier sit nie. Ek hoop nie my vrou luister nou hierdie preek nie. Want sy is nou besig om vir my kos te maak vir die huis. Vir ons huisgesin te sorg. Maar ja, op 'n ernstige noot, ons moet aan die Here eer bewys deur aan mekaar eer te bewys. Ek onthou so 'n paar jaar terug
Ek dink is 2018, die gemeente moet my help, 2018, 2019, waar Oudtshoorn en die omliggende Karoo-streke droog was, waar die droogte ons gebiede so gekelner het. Ons het dinge gesien wat ons nie normaalweg sien in ons dorp nie. Ons het bakkies gesien met waterkanne op. Die fonteine het droog geword in ons Karoo-streek. Ons moes ons grasperke uitdal, ons kon nie meer nat maak. Ek kan onthou as ek deur in die weermagbasis instap, die mense moes hulle gras uitdal en die krane was geseël en dit is nou nog so. Sommige mense het nie weer terug gebounce van daardie droogte uit nie, maar iets moois het gebeur. Ek het gesien hoe die waterbakkie staan en dan die ou wat nou die waterbakkie gehad het, gee sommer maar vir die buurman en vir die ouens sommer in die straat, almal kry water. En dit is hierdie splag net so my waarvan die Here praat. Hierdie splag net so my wanneer jy sonder voorbehoud dink aan jou naaste, jou bure, net om jy het nou wat jy het. Hy het nie dit te gee sonder om iets terug te verwag. En dit is presies die beeld wat Jesaja 58 vir ons uitbeeld. God sê vir sy volk, julle godsdiens is droog. Julle godsdiens is leeg. Dis 'n ritueel wat ons kom sonda om woord te kom ontvang. Soms kan die woord van die Here baie hard deurkom en dan slaan dit op 'n plek waar dit nie lekker voel nie. Ons tema van vandag, ware godsdiens is nie koue rituele nie, maar barmhartigheid wat lig en lewe bring. Kom ons luister eers hier na Jesaja se kritiek. Hy sê die volk vas, hulle bid, hulle sing psalms, hulle Sabbat, hulle hou die Sabbat en hulle bring offers. Hulle dink hulle doen alles reg. Maar wat sê God hier? So ek sien julle vas, maar intussen slaan julle werkers. Ek sien julle rituele, maar julle harte is koud. Julle godsdiens is net 'n masker. Om dit uit te beeld, dalk is dit soos ons wat vandag hier so sit, liedere hard sing, die Bybel oopmaak, maar Maandag, so ons huishulp, ons sê altyd die bediendes, behandel ons hulle sleg. Ons werknemers, die wat vir ons werk, ons betaal hulle nie regverdig nie. Dit is presies wat die volk van Jesaja se tyd gedoen het. God sê, julle glo, julle dien, maar julle hart is nie daar waar die barmhartigheid is nie. Die spleg net so my. So wat is hierdie ware godsdiens wat die Here van ons wil hê? En hy teken dit op hier vir ons in verse 6 en 7. Hy sê, om die onreg te breek. Ek het altyd in die moeilikheid gekom by die werk, toe ek nog vir Medikliniek gewerk het, as ek hoor so in die gange, is like die manne klaar, oor die teetye, ek wil net so 'n voorbeeld maak, is like maar die werk raak baie en maar die arbeiders is min en ons kan nie by alles uitkom nie. En as Hannes vanoggend ook hierdie preek luister, ons bestuurder van Klein Karoo Medikliniek, een van my mentors, dan het ek ingestap by sy kantoor en ek en hy het hierdie open door policy gehad en dan het ek vir hom gesê, Hannes, maar die ouens voel ongemaklik. Hulle werk hulle dood, soos hulle sê, wat kan ons omtrent dit doen? Dit is waarvan hier gepraat word, as ons onreg sien, ons moet dit aanspreek. Om brood te deel met die hongeres. Ja. Ons kerk sit regtig sentraal waar ons hierdie swaar kry sien.
As een keer was die 2 persone in ons bediening in, en ons het dit nie lekker gevat toe hulle in ons bediening ingekom het nie. Want dit het ons 'n ritueel versteur. Vir ons was dit belangrik dat ons ritueel, die boodskap hier, moet nie versteur word. Die ander ou, 'n vriend van my noem hierdie area die liturgiese area. Die liturgiese area mag nie betree word deur ouens wat nie voorberei is vir die woord hiervoor nie. Ja. Die wat daar buite is, wat nie kos het nie. Die wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, ons. Soos die Here vermoor was, doodgeslaan was, deur mense wat gesê het, hy is nie wie hy is nie. Die Here het steeds vir ons gesterwe. Ja, hy ou aan die kruis by hom. Here, kan ek vir jou saam met jou vandag in die paradys wees? Die Here sê vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En so moet ek en u, ongeag of jy gister gegee het, ongeag of jy nou gegee het, moet ons elke dag gee. 'n vriend van my, Erik van Breda, daar in Pretoria, ek vra vir hom, Erik, hoe kan jy R100 gee vir iemand wat nie die waarde van hy geld kry nie, ken nie? En hy gee hierdie aangrensende boodskap van my, Gerald, dit is nie myne om nie te kan gee nie. Dit behoort aan die Here Jesus Christus. Dit is nie myne nie. Dit wat ek bekom het, het ek deur die genade van die Here Jesus bekom. So ek gee terwyl ek het. Ek onthou 'n ou vroutjie daar in ons vorige gemeente. Ja, sy het baie min gehad. Sy het altyd gesê ook, Gerald, ek kan nie hierdie groot preke maak nie. Ek kan nie die groot gebede doen. Ek kan nie mooi bid nie, maar wat ek kan doen, ek kan bak. Laat my dink aan Tannie Hanna hier in ons gemeente. En sy het dit gedoen vir daardie gesin week na week. Brood gevat en liewe gemeente, daardie is splag niet so my. Daardie is barmhartigheid, daardie is omgee. Ek wil vir julle lees wat hierdie woord splag niet so my regtig beteken. Om met die ingewande beweeg te word. Om diep in die ingewande te voel. Gister gaan ek Zouar toe. En ek is hastig op pad die deur. Ek was nie beplan om die deur te gaan nie. En ek sien mense langs die pad en ek sê ek kan nie nou stop nie. Ek gaan nie nou stop, ek is hastig op pad die mense toe. Ek kom weer terug van die begrafnis, ek kry weer mense langs die pad, ek het weer 'n rede, ek gaan nie 'n lift gee nie. Maar weet julle wat maak hierdie splag niet so my in 'n mens, wanneer jy die Here aanneem? Wanneer jy die troonkamer van gebed nader, wat maak hierdie splag niet so my met jou? Dit wys my daai gesigte van hy persone voor my. En die Here los my nie. En ek sê vir die Here, ek is so innig jammer. Dis presies wat ek vandag vir u met u kom deel, is dat ons kom sit hier, ons kom aanbid en ons lees die woord van die Here, ons juig vir die Here. Maar ons sê nie vandag nie, miskien 'n ander dag op my terms and conditions. En ek vra vir die Here, gee vir my weer 'n kans om u splag niet so my aan my medemens te kan toon. En so vra ek ook vandag vir die Here dat u die geleentheid sal kry en sal hê om daardie splag niet so my te kan uitgaan leef. En julle, wanneer ons begin leef soos wat God vra, gebeur daar goeters wat ons nie kan explain nie. Die lig begin deurbreek. Daar waar dit donker is in daardie huis, in 'n gesin, in 'n gemeenskap, kom lig letterlik en figuurlik. Wanneer jy in 'n gebied bly waar ek bly, en ek dink meerder van ons ook bly, laat ek dit nader bring en dit inklusief maak.
In sommige areas waar ons bly, is daar persone wat swaar kry, en op hierdie dag voel u net om net 'n stukkie brood te gaan gee, of R100 vir 'n kraggie. En dan breek die lig deur vir daardie gesin, letterlik en figuurlik. Genesing kom, dit kom nie net fisies nie, maar dit kom ook emosioneel en geestelik. God se teenwoordigheid word dan tasbaar. Hoe God binne ek en u leef, dan word dan daardie persone word dit tasbaar, want hulle kan sien, hierdie man of hierdie vrou is gestuur met splagnietsomai. Hierdie woord is 'n nuwe woord, en ek hoop dat NG Moedergemeente hierdie woord sal onthou en saamvat huis toe. En nie net iewers gaan neersit nie, maar op hulle harte sal dra. Ons word dan soos hierdie natgemaakte tuin wat gepraat word in Jesaja. En in die Karoo is dit 'n beeld wat jy sommer kan voel, daardie tyd toe die water weer terugkom, toe kon ons sommer sien weer die groenigheid in ons dorp. Geliefdes, Jesaja voeg iets by en wat baie belangrik is. Hy sê ware godsdiens is nie net hierdie horisontale godsdienst, maar ook hierdie vertikale godsdienst, die vreugde in God. So hierdie Sabbat herinner ons dat alles uit God se hand kom. Sabbat is nie net reëls nie, dit is 'n geskenk vir rus, vreugde, 'n dag om weer by God uit te kom. En so wys Jesus ook uit in Lukas 13 vir ons toe 'n vrou op 'n Sabbatdag, toe hy 'n vrou op 'n Sabbatdag genees. En toe kom die Fariseërs en hulle het gestry oor hierdie wet. Maar Jesus sê, is dit nie juis wat die Sabbatdag beteken nie? Om mense los te maak van hulle pyn. Mense, ons sien hierdie pragtige balans waar ware godsdiens gelyk is aan vreugde in die Here Jesus Christus, maar ook plus die splagnietsomai, die barmhartigheid aan mense. Maar hoe pas ons dit toe hier in Oudtshoorn? Kom ons vra, hoe lyk dit as NG Moedergemeente hierdie teks sal uitleef? Dit beteken, ons is nie net kerk, hierdie mooi gebou, wat hierdie pragtige dienste hou nie, maar 'n kerk wat mense se nood raak sien. Voor ek in hierdie bediening gekom het ek gehoor, ek doen 'n bietjie navorsing. Die teologie laat 'n mens navors. En hierdie kerk, hierdie bediening was 'n bediening waar barmhartigheid uitgeleef was. Splagniet, maar ek weet nie wat het intussen gebeur nie. Ek dink die ekonomie het intussen gebeur. Waar die kospakkies uitgedeel was by hierdie kerk. Die word nou nog kospakkies uitgedeel, maar as gevolg van die ekonomiese druk kan 'n mens nie meer doen wat ons gedoen het nie, maar ja, wanneer ons splagniet het, dan kan ek vir u sê, ons kan. Wanneer ek en u die gawe gekry het van die Here om 'n salaris te kan verdien, kan ons weer eens NG Moedergemeente maak die splagnietsomai byeenkomsplek. Hoe dit ook al sê. Dit beteken ons vra, wie in ons dorp gaan slaap honger vanaand? Wie dra swaar? Wie se huis het geen krag, water of kos nie? Dit beteken ons kyk na ons eie mense, ons huisbediendes, ons werkers, ons familie, ons bure. Hierdie bediening van ons het 3 pragtige mense. Mense wat die Here dien. En ek glo vandag dat ons as moedergemeente kyk aan hulle. Ek wil so glo. Ek het nog niks gehoor nie. So dit wil vir my voorkom dat ons hierdie toepassing van splagnietsomai doen in hierdie gemeente van ons. Dit bring my na iets wat ek gehoor het, 'n storie wat ek gehoor het vanuit ons gemeente. Selfs toe 'n boer gesukkel het in hierdie droogte, het hy nog steeds vir sy gesinne en vir sy werkers se gesinne kospakkies gegee. Hierdie boer het gesê, as ek val, dan val ons saam.
En as ek oorleef ons saam. Julle, dit is ware splagnitsomai. Dit is ware barmhartigheid. Ons gemeente moet daardie fontein wees, 'n natgemaakte tuin in hierdie dorre wêreld. Jesus, volheid van splagnitsomai. En ons sien hierdie in Jesaja 58 en ek wil hiermee afsluit. Hy bring lig waar daar duisternis is. En ons het nie nodig om te wag vir Jesus om dit te kan doen, die splagnitsomai nie. Ons het hom binne in ons. Ons inkarneer deur die gees van die Here Jesus Christus. Hy breek die juk van sonde en van dood. Hy voed die honger skaars met brood en die brood van die lewe. Hy gee sy lewe, sy eie lewe, as die grootste daad van splagnitsomai. En wanneer ons hom volg, dan leef ons hierdie selfde pad van die Here Jesus Christus. Liewe gemeente, die Here vra nie van ons hierdie groot rituele en hierdie koue godsdiens nie. Hy vra, breek die jukke van onreg, deel jou brood, gee blyplek, wees 'n fontein, en dan kom hierdie belofte. As ons dit doen, sal ons lig soos die môre son deurbreek. Ons sal soos 'n tuin wees wat nooit opdroog nie. En God self sal sê, hier is ek. Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie pragtige splagnitsomai wat U alreeds vir ons kom wys het hoe om te wees vir mekaar. Hierdie liefde, hierdie onvoorwaardelike liefde wat U vir die mens het, Here, laat ons dit uitleef teenoor mekaar. Laat ons hierdie gemeente en ook die kuiergaste wat vandag hier is, ons is almal eintlik een groot familie. Ons is die gemeente van die Here Jesus Christus. Laat ons die honger voed. Laat ons die wat nie klere in hulle liggaam het nie, laat ons hulle beklee. Here, en laat ons die wat stikkend is optel. Gebruik ons as U hande en voete. Amen. Gemeente